Elkeen van ons het 'n gedagte oor God. Maar Jesus kom en dan leer hy ons dat God 'n goeie vriend is. Hy vertel 'n storie van 'n goeie vriend. En dan sê hy Lukas 11 vers 9. En gaan lees die storie as jy wil. Maar hy sê vers 9, weet julle, God is net soos hierdie vriend. Daarom sê ek vir julle, vra en God sal vir julle gee. Soek en julle sal kry. Klop aan God se hemelsdeur en hy sal vir julle oopmaak. Nou, in al die evangelies, sê die getuies, dis wat Jesus geleer het, dat hy het gesê, dat ons moet gaan en gaan vra. Ons moet gaan soek, ons moet gaan klop. En nou dink ek, dis iets wat almal van ons kan doen. Almal kan gaan vra. My pa het altyd gesê, hulle kan net ja of nee sê. En nou is ons partykeer bang om te vra. Ons is bang om na iemand te loop om te gaan vra, want ons is bang vir die nee, ons is bang vir die verwerping, ons is bang dit gaan nie werk nie. Maar Jesus kom en hy sê gaan vra. Hy sê gaan soek en gaan klop, dan gaan die Here vir jou oopmaak. En eintlik elkeen van ons kan dit doen. Dis 'n maklike ding wat ons kan doen. Nou, het jy al gesien, as jy die warmwaterkraan oopmaak, maak jy die warmwaterkraan, hou jy jou hand daar, want jy weet, binne 'n minuut, 'n halwe minuut, of hoe lank jou ver jou geyser ook al is, gaan die water warm word. So jou verwagting is die water gaan warm word. En dan maak jy oop en jy voel, dis die warm water. Baie keer as ons by plekke gaan bly, dan weet ek nie as die warm water links of as ek regs nie, dan maak ek oop, dan voel ek nie, hy bly koud, dan maak ek aan die ander kant, wag so rukkie, dan weet ek hy gaan oopmaak. Want ek weet, daar's 'n geyser, ek weet, daar's warm water. Die hartseer is, jy het partykeer meer geloof in jou warm waterstelsel, as wat jy in God het. Want jy staan en wag, totdat hy warm geword het. As hy nie warm word nie, dan loop ek en soek die fout. Dan gaan kyk ek, is die krag af, is die water af, wat gaan aan, dat daar nie warm water is nie, want daar moet warm water wees. En nou sit en dink ek, hoekom jy partykeer meer geloof in jou warmwaterstelsel as aan God? En ek dink die eerste rede is, want jy het net nie geloof nie. Jy het hierdie, ek weet nie of God dit sal doen nie, jy het net nie geloof in God nie. Jy besef nie dat God goed is nie. En dan die Here kom en sê, kom vra my, kom soek by my, kom klop by my. Ek dink die ander rede hoekom jy dit nie gaan doen nie, want hoekom sal die Here dit vir my doen? En dis ongelukkig die hartseer, dat mense het partykeer die gedagte, God wil nie. Nee, hy sal dit nie vir my doen nie. Dis hoekom jy nie gaan vra nie. Dis hoekom jy nie ander mense vra nie. Dis hoekom jy soek nie, want jy dink jy kan dit nie kry nie. God wil nie. Of jy dink God kan nie. Hierdie probleem is so groot. Hoe kan die Here dit oplos? Hoe kan die Here dit doen? Dis omdat jy geen geloof het in dit wat God kan doen nie. En dan dink ek derdens, ons aanvaar die probleem. Jy gaan vra nie vir oplossing nie, jy soek nie vir oplossing nie, jy klop vir 'n oplossing nie, jy stoei nie met hierdie ding nie, want jy aanvaar dit. Jy aanvaar, dis hoe dit maar moet wees. Jy aanvaar, dis maar okay, jy aanvaar, dis maar reg. Jy aanvaar, dis maar my lewe. Jy weet, almal sukkel maar in die lewe. Almal dra 'n kruis, ek moet ook maar my ou kruis dra. En as jy besig met dit. Waar ek dink, as 'n ding vir jou baie ernstig is, dan hou jy aan soek totdat jy 'n antwoord kry. Jy hou aan vra totdat jy hulp kry. Jy hou aan klop totdat 'n deur oopgaan. Ek was al in goed gewees, dan besef ek, sê ons werk by die kerk, luister, hierdie probleem moet ons oplos. Ek het al tot 12 uur die nag gesit en goed probeer uitsorteer met 'n komputer en 'n projektor en alles, want môre moet ons kerk hou. So ek het nie 'n keuse nie, ek moet die probleem oplos. Dan hou ek aan vra, ek hou aan soek en ek hou aan klop totdat dit regkom. En ek wil jou aanmoedig, God is 'n goeie vriend. Gaan soek by hom, gaan vra by hom, gaan klop net so bietjie en jy gaan agterkom dat God jou wil help. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.